Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê daar is geen keer aan die 0,5% verhoging op BTW nie en AfriForum oorhandig watergewere aan die minister van Polisie, Senzo Mchunu, se lijfwagte. Welkom by die Afrikaanse nuus op 17 April. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê geen hofbevel sal die 0,5% BTW verhoging kan omkeer nie. Godongwana het in sy beantwoorde hofstukke op die DA en die EFF se dringende hofaansoek oor die BTW-verhoging gesê dat die besluit om BTW te verhoog reeds geneem is en nie omgekeer kan word nie. Hy het ook ontken dat die besluit om BTW te verhoog onwettig is. Die DA en EFF voer aan dat die aanvaarding van die fiskale raamwerk ongeldig en onwettig is en dat die regte prosedures nie gevolg is nie. Godongwana het die hof gevra om die partye se aansoek van die hand te wys. AfriForum het vandag 'n stel waterpistole wat geoormerk is vir die lijfwagte van die minister van Polisie, Senzo Mchunu, by die departement se hoofkantoor in Pretoria oorhandig. Die organisasie sê die sogenaamde wapens is oorhandig in protes teen die voorgestelde wysigings aan regulasies wat die privaat veiligheidssektor vir alle praktiese doeleindes sal ontwapen. AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê hy het ook 'n brief waarin die organisasie se teenkanting teen die voorgestelde wysigings aan regulasies ingevolge die wet op die regulering van die privaat sekuriteitsbedryf uiteengesit is, aan Mchunu oorhandig. Die organisasie voer met die protesaksie aan dat indien Mchunu die aanpassings van die regulasies steun en dit derhalwe vir privaat sekuriteitsbeamptes feitelik onmoontlik maak om hulself en ander te beskerm, dit net billik sal wees vir sy eie lijfwagte om ondoeltreffende wapens soos watergewere te dra. Die Noordwes Universiteit sê hy kon geen bewyse vind om beweringe van 'n Sangoma-ritueel in een van sy dameskoshuise te staaf nie. AfriForum Jeug het vroeër die week 'n ondersoek geëis na die ritueel glo Sondag aand in die Eikenhof Dameskoshuis op die Potchefstroom kampus uitgevoer is. AfriForum Jeug se Yvonne Gerber sê die voorval het uiterste vrees en angs by die koshuis inwoners veroorsaak en dat daar selfs inwoners in die koshuis is wat nie meer veilig voel nie. Volgens die registrateur van die NWI, professor Marlene Verhoef, is daar geen bewyse gevind dat 'n Sangoma by die koshuis ingebring is nie en ook geen bewyse dat daar 'n kulturele ritueel plaasgevind het nie. Sy sê verder dat die NWI 'n inklusiewe benadering tot godsdiens en godsdienstige praktyke volg, mits die uitvoering van sulke praktyke voldoen aan toepaslike wetgewing en universiteitsbeleid. Die minister van Vervoer, Barbara Krisi, het die spesiale ondersoekeenheid, die SOE, opdrag gegee om beweerde korrupsie by die land se voertuigtoetssentrums te ondersoek, nadat die organisasie teen belastingmisbruik, oftewel OUTA, sy verslag oor bedrieglike padwaardige sertifikate openbaar gemaak het. OUTA se verslag het bevind dat voertuie wat padwaardigheidstoetse in Gauteng gedop het, skielik padwaardige sertifikate in Limpopo en Noordwes toegeken word. Soms neem dit net 30 minute voordat die sertifikaat beskikbaar is. Die senior projekbestuurder by OUTA, Rudy Heineke, sê hy verwelkom die minister se oorhandiging van die inligting aan die SOE en meen OUTA kies steeds om die inligting bekend te maak omdat dit in openbare belang is. Dis die belangrikste nuus vir die dag. Dankie dat jy saamgekyk het. Geniet die Paasnaweek. Groete tot volgende week.